Jesaja 58. Roep hard uit, moet nie terughou nie. Verhef jou stem soos 'n ramshoring, maak aan my volk hulle oortredings bekend, aan die huis van Jakob hulle sonde. Vir my raadpleeg hulle dag na dag, kennis van my weë begeer hulle, soos 'n nasie wat geregtigheid uitleef en nie afkyk van sy God se beslissings nie. Vra hulle my oor regverdige beslissings, die nabyheid van God begeer hulle. Waarom vas ons, maar u sien ons nie raak nie? Verontmoedig ons, maar u merk ons nie op nie. Kyk, op julle vasdag kry julle kans vir besigheid en jaag julle al julle werknemers aan. Kyk, net om te twis en risie te maak, vas julle, en om genadeloos met die vuis te slaan. Julle vas nie vandag om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is die vas wat ek verkies dan so? 'n dag van verontmoediging vir 'n mens? Is dit om die hoof te buig soos 'n biesie en 'n sak en as te lê? Is dit wat julle vas noem? Is dit 'n dag wat die Here se goedkeuring wegdra? Is dit nie hier 'n vas wat ek verkies nie, dat julle die gebooie van die goddeloosheid losmaak, die strope van die juk stikkend ruk, verdruktes vry wegstuur en elke juk breek? Is dit nie bedoel om vir die hongeres jou brood te breek, om aan magteloses en haweloses onderdak te bied nie? Wanneer jy iemand sien wat kaal is, moet jy hom bedek en jou nie afsydig hou van jou eie vlees en bloed nie. Dan sal jou lig deurbreek, soos die oggendskemering, en jou herstel sal spoedig aanbreek. Jou geregtigheid sal jou vooruitloop. Die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede dek. Dan sal jy roep en die Here sal jou antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, ek is hier. As jy die juk van jou midde verwyder, die vingerwysery en die verderflike gepraat, as jy hulle wat honger is, jou empatie laat ervaar, die mense wat verdruk word, versadig laat word, sal jou lig in die duisternis skyn. Jou donkerte sal soos helder dag wees. Ons lees dit sover. Vriende, ek lees hierdie week op Netwerk 24 'n artikel wat skryf oor die toeneming van swendelary met behulp van KI, van scammers wat kunsmatige intelligensie gebruik om mense in te doen. Die joernalis beklemtoon in die gedeelte 'n belangrike wysheid wanneer sy praat oor al hierdie goeters wat gebeur. Die joernalis skryf, as dit te goed klink om waar te wees, dan is dit heel moontlik te goed om waar te wees. Nou, baie van ons het al hierdie spreekwoord gehoor, ons ken dit. If it's too good to be true, it usually is. Maar dit laat my soms wonder oor hoekom baie van ons nog steeds deur swendelaars gescam word. En hoekom ons telkens oordeelsfoute begaan. En ek dink, toe ek bietjie daaroor nadink, dink ek by myself dat in die lewe gaan ons soms deur moeilike tye, maar ons het baie dinge wat ons na streef, wat ons na smag, wat ons wil hê. En baie kere as ons 'n geleentheid sien om 'n kort pad te vat en iets te kry wat te goed is om waar te wees, dan vat ons maar die kans. Net vir die kans dat dit kan uitwerk en ek kan kry wat ek nou eintlik daaruit wil hê. Dalk het dit iets te maak met ons begeertes. Dat dit so aanloklik is dat ons nie anders te kan nie. Nou daar's 'n ander aanhaling wat ek aan nadink die afgelope tyd. En hierdie aanhaling sê, the shortcut is the long way, and the long way is the shortcut. Die kort pad is die lang manier, en as jy die lang manier volg, dan is dit op die einde van die dag die kort pad.
Ons moet ook dankie sê vir Albie wat so mooi werk aan die klokkie afgelope tyd. Hy het gister met my mooi gepraat, dit was voor en agter en nou is dit presies op tyd. So, dankie. The shortcut is the long way and the long way is the shortcut. Nou in ons moderne lewe is alles op ons vingerpunte. Dit is maklik vir ons om enigiets te kry. Ons hoef nie lank te wag om dinge te kry nie. As ons 'n nuwe fliek wil kyk, dan sit ons dit op die TV, op die Netflix. As ons kos wil bestel, dan kan ons dit ook doen. Ek hoef nie eers winkel toe te gaan nie, die 6060 motorfietsie kom reguit na die pastorie toe gery. Ons kan alles kry wat ons wil hê, so maklik en so vinnig. Ek dink geen wonder ons soek dan op kort paaie in ons lewens vir dinge wat 'n bietjie moeiliker is nie. Ons is so gewoond om alles te kry wat ons wil hê. Maar die waarheid is egter dat daar is geen kort paaie vir die moeilike dinge in ons lewens nie. Vir die dinge wat werklik belangrik is daar nie 'n kort pad wat jy kan vat nie. Jy kan nie klavier leer in 2 dae nie. Ek kan nie balletmeester in 3 lesse of 'n karatemeester word in 1 week nie. Die enigste manier om die moeilikste en die belangrikste doelwitte in ons lewens te haal is met tyd, moeite en energie. Dieselfde geld ook vir ons verhouding met God. Die Here spel dit duidelik uit in hierdie teksgedeelte. Hy sê vir my volk wat hulle besig is om verkeerd te doen. En die Here hou nie terug nie. Hy sê vir hulle, julle vas. En julle maak so asof julle my soek en my streef, maar julle eerbiedig nie my wette. Julle doen eintlik maar net wat julle wil. Julle sê julle vas, maar julle almal werk op die vasdag. Julle stuur mense heen en weer, julle wys vingers en julle slaan vuis. Julle sê julle vas, maar dit is nie die vas wat ek soek nie. Die Here is baie eerlik met hierdie groep mense. Nou in hierdie gedeelte van Jesaja is ons al eintlik op die punt wat ons vermoed die mense terug is van ballingskap. Hulle is weer terug in hulle tuisland. En so mense dink dat hulle probleme opgelos is. Maar dit is duidelik dat hulle nog ly onder trauma en dat hulle nog nie hulle self gehervestig het in hulle tuisland nie. En nou sit hulle in moeilike omstandighede nog nie heeltemal genees nie en hulle sê vir die Here, Here, hoekom sien jy ons nie raak nie? Here, luister jy nie na ons swaar kry en wat aan die gang is nie? Maar terselfdertyd doen hulle eintlik maar net wat hulle wil. Hulle is nie bereid om die harde werk in te sit om regtig die Here se wil te soek nie. Hulle vas ter wille van vas. Hulle vas omdat hulle die Here wil manipuleer om hulle lewens beter te maak. Dit gaan nie vir hulle oor om werklik met hulle harte voor die Here te kom neerlê. Hulle self te verontmoedig nie. Die enigste manier om hulle lot te verander is om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie aksies. Verantwoordelikheid te neem vir hulle eie geloof, want dit is iets wat die Here nie vir hulle kan doen nie. Hulle moet fokus op dit wat binne hulle beheer is. Nie om leë kort paaie na te jaag in die kort termyn of God te probeer manipuleer om te doen wat hulle wil nie, maar om hulself te verontmoedig en werklik hul lewens om te keer en anders te lewe. As hulle nie dit doen nie, gaan niks verander nie. Nou hierdie teksgedeelte het my herinner hierdie week aan 'n bekende kunstenaar. Hierdie ou se naam is Mike Posner en sy lewensverhaal getuig van hoe die Here jou lewe weer in heerlikheid kan omkeer as jy tot inkeer kom en verantwoordelikheid neem vir jou eie besluite. So hierdie man het tot bekendheid gekom in die 2010s, hy het 'n paar catchy liedjies geskryf en hy het baie vinnig ryk geword en beroemd geword. En al hierdie rykdom en beroemdheid het na die man se kop toe gegaan en hy het eintlik 'n punt bereik wat hy op sy laagste was, wat hy eintlik nie meer geweet het watter kant om te gaan nie. Daar het 'n paar goed gebeur in sy lewe. Baie van sy geliefkoeste vriende is oorlede. Sy goeie vriend Avicii, wat ook 'n ander bekende kunstenaar is, het selfdood gepleeg. En hierdie man het op 'n kruispunt gekom wat hy eintlik op sy laagste was. En dit is hier op sy laagste punt wat hy besluit het, hy gaan nie meer voorgee nie. Hy gaan eerlik wees oor hoe hy voel en toe skryf hy 'n liedjie. Die liedjie se naam is I Took a Pill in Ibiza. En die van julle wat 'n bietjie jonger is, ken die liedjie goed, want dit is 'n baie bekende liedjie wat in dansplekke gespeel word en in clubs. Dit was 'n wêreldwye hit gewees.
Maar die ironie van hierdie liedjie is dat vir die eerste keer in sy lewe is Mike baie eerlik met homself. Skryf hy 'n liedjie wat gaan oor wie hy werklik is en hoe hy werklik voel. Oor waar hy nou in sy lewe is. En julle, dis ironies dat dit in klubs en dansplekke gespeel word, want dit is een van die hartseerste liedjies wat jy ooit sal hoor. Dit is 'n liedjie gevul met wanhoop en depressie en hartseer. Hy skryf openlik oor sy worsteling met sy verslawing in sy lewe. Hy skryf dat hy alleen is en dat wanneer mense aanhang na hom en vir hom vra hoe hulle ook bekend kan word, dan sê hy vir hulle, ek het my kans gehad en ek het dit verkwansel. Jy wil nie ek wees nie, want ek is alleen. En al wat ek kan sing op die einde van die dag, is net hartseer liedjies. Daar is geen hoop vir my nie. Ek ry al hierdie fancy karre en doen al hierdie fancy dinge, maar ek kan nie verhoudings bou nie. Ek is leeg. Die liedjie is hopeloos. En soos wat die Here soms die dinge doen in ons lewens, gebruik die Here hierdie onverwagse situasie, hierdie moedelose plek waarbinne hierdie man homself beleef, om hom op te tel, om iets te verander. Daar het iets merkwaardig gebeur op Mike se laagste. Hy het tot die besef gekom dat hy moet eerlik wees met homself. En dat as hy nie gaan verander die dag, gaan hy die volgende een wees om te sterf. Mike het besef dat hy verantwoordelikheid moet vat vir sy aksies. Op 'n wag vir buite dinge om sy lewe te verander, leë dinge na te streef en homself sy lewe vir die Here te gee. En toe dit gebeur, het die Heilige Gees ingegryp op 'n merkwaardige manier. Vanaf hierdie laagtepunt in sy lewe het alles verander. En al die dinge waar hy geskryf het in sy hopeloosheid en oor dit gesing het, in sy bekendste lied, het die Here uitgevee en weer oorgeskryf. Vandag is dit 10 jaar later, en Mike het besluit om 'n opvolgliedjie te skryf. En hierdie liedjie se naam is I Went Back to Ibiza. En hier vertel hy hoe die Here al die slegte dinge in sy lewe omgekeer het. En dat hy besluit om die Here te eer en erkenning te gee vir sy lewe. Hy het die musiekvideo opgeneem soos wat hy sy eerste ene opgeneem het, maar hierdie ene is anderste. Die eerste musiekvideo is in wit en swart opgeneem. Dis vaal, hopeloos. Maar in hierdie ene kan 'n mens regdeur sien dat hierdie man het iets gekry in die lewe wat hy nog nooit voorheen gehad het nie. Mens kan die vreugde en dankbaarheid in sy gesig sien. Nou is daar kleur, lewe en liefde. En die hartseer liedjies, die sad songs, is nou liedjies van liefde. Kom ons luister daarna, ek gaan dit vir julle speel. Kyk daarna, luister na die woorde en sien of julle ook kan sien hoe hierdie mense lewe verander het. I went back to Ibiza and got a hotel by the shore. But now I'm 12 years older and I'm 10 years sober, and Avicii isn't here no more. I moved out of LA. I'm trying to start a little family, 'cause all the things I was taking and decisions I was making had me headed towards tragedy. But now I really wanna live my life. Now I really wanna shine my light. You know I just wanna give what I got to the world and then go back home. 'Cause I only get this one life, so I think I'm gonna give my life up to God, 'cause He's got me back on stage singing. Got me back on stage singing. All I know are love songs, love songs. Darling, all
I'm just a human. I'm trying to do what's true to me. But the fame and the money and the ghost of my 20s try to make me who I used to be. But God's got my back, yeah. So every time I feel fear, I give thanks I'm alive. Almost died 2 times. There's a reason that I'm still right here. You know I just wanna live my life. Now I really wanna shine my light. You know I just wanna give what I got to the world and then go back home. Cause I only get this one life. So I think I'm gonna give my life up to God. Cause He's got me back on stage singing. Got me back on stage singing. All I know, I love songs, love songs, darling. All I know are love songs, love songs. Hey! Our love songs, darling. All I know are love songs, love songs. Hierdie is die transformasie wat God van praat in Jesaja. Wat hy droom en hoop en wens vir die mense wat skree na hom toe in nood. Om op te staan vir hulle self, verantwoordelikheid te neem vir hulle aksies en die moeilike en harde werk te doen. Om 'n goeie lewe te lei, soos wat die Here ons roep om te doen. Dat die Here iemand kan vat wat op 'n doodloopstraat van sy lewe is, op die punt van die dood. Dat die Here so 'n persoon kan omdraai om 'n lewende getuienis te wees van hoe die Here jou lewe kan verander. Al is jy in die diepste donkerste plek. As deel van Mike se eie reis om die Here te leer ken en homself te vind, het hy in 2019 letterlik van die een kant van Amerika na die ander kant toe geloop. En op hierdie reis wat hy gedoen het, is hy ook deur 'n ratelslang gebyt. En is amper dood. En moes hy weer leer stap het. En toe hy weer kon stap, het hy teruggery na die plek waar die ratelslang hom gebyt het en hy het weer aanhou stap. En sy reis klaar gemaak. Hierdie hele ervaring het ook daartoe gelei dat hy selfs Mount Everest gaan uitklim het. Iemand wat die dood in die gesig gestaar het, gekuier het, wat 'n pil gevat het by 'n vreemdeling omdat hy iemand anders wou gewys het hy is cool 10 jaar terug. Wat kan getuig dat die Here werklik genees. Ek dink wat hierdie teksgedeelte vir ons probeer sê is dat wat die Israeliete werklik sal vrymaak is geen kitsoplossings nie, maar die harde en moeilike werk om ander bo hulle self te stel. Om nie kort paaie te soek nie, maar eerder te lewe soos verteenwoordigers van God, die verteenwoordigers van God wat hulle werklik is in hulle binneste. En self God se genade met ander mense te deel en uit te leef. Dis juist waaraan ek dink ons herinner word tydens hierdie lydingstyd. In hierdie tyd van die jaar wat ons oploop na Paasnaweek toe, word ons herinner dat daar is geen kort paaie na die kruis toe nie. Die enigste manier is deur 'n lewe van diensbaarheid en genade in die skadu van die kruis. Vriende, Mike Posner moes duisende kilometers gestap het om te besef
dat hy nie 'n slagoffer is van sy omstandighede nie, maar 'n kind van God met 'n roeping. Die Israeliete moes besef dat geen hoeveelheid godsdienstige rituele die plek van 'n opregbare en diensbare hart kan inneem nie. Wat is jou kort pad wat jy vandag probeer stap? Miskien wag jy vir God om jou huwelik, jou finansies of jou gemoedstoestand met 'n towerstaf te kom regskit. Terwyl hy sê, staan op, neem verantwoordelikheid en dien my met 'n opregte hart. Die lang pad voel dalk intimiderend. Om jouself te verontmoedig, om jou foute te erken en om jou hande vuil te maak in diens van ander is nie 'n maklike pad nie. Maar soos ons in Jesaja 58 geleer het, dit is die enigste pad wat jou lig werklik sal deurbreek in 'n donker wêreld. Jesus het nie 'n kort pad na die opstanding gesoek nie. Hy het elke pynlike tree na Golgotha gestap, sodat ons vandag die krag kan hê om ons eie pad te loop. Moenie vandag huis toe gaan vir 'n kortsoplossing nie. Gaan huis toe en vra, Here, watter soort tree van gehoorsaamheid moet ek vandag in my eie lewe gee? Want onthou, die kort pad is die lang pad. Maar die pad saam met God is die enigste pad wat ons werklik huis toe lei. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, soms voel dit vir ons ook asof ons net hartseer liedjies sing. Asof daar geen uitkomste is nie, Here, maar U kom sê vir ons vanoggend dat wanneer ons U met 'n opregte hart dien, gebeur daar 'n vernuwing in ons lewens wat net van die Heilige Gees af kan kom. Here, help ons om op te staan en die harde werk in te sit in ons verhouding met U en met mekaar, met ons medemens, Heer. Heer, help ons om te leef soos ligbringers. Heer, U roep ons om getuies te wees van U lig in hierdie wêreld, Heer. En ons wil U eer daarvoor. Ons liefdevolle Heer, maak ons sterk deur die Heilige Gees. U is die enigste een wat ons wanhoop kan omkeer na hoop. Ons bid hierdie dinge in U kragtige naam alleen. Amen.